Prys die Here. Kom ons aanbid die Here. Here, baie dankie dat ons vanmôre die wonderlike woord kan loof en prys. Dankie Here dat ons vanmôre op U, wat die rots is van die eeue, kan bou en kan staan. Here, ons roep U aan in hierdie oomblikke van nou, Here, dat ons weet U is hier. U is saam met ons. Ons wil U loof vanmôre, Here. Daar is niemand soos U nie. U is die Alfa, die Omega, die begin en die einde, die een wat was, is en wat kom. Ons is in oorwinning vanmôre, Here. En dis hoekom ons hier is. Ons kom vat, we proclaim the victory this morning. Dankie daarvoor vanmôre, Here. Ons eer U in Jesus se wonderlike naam. Amen en amen. Baie dankie. Julle kan julle sitplekke neem. Ons eer die Here vanmôre vir 'n wonderlike tyd in sy teenwoordigheid. Nou ja, kom ons koop die tyd uit. Kom ons vergeet bietjie van alles wat om ons gebeur en gaan gebeur. Ons is hier vanmôre, want die Here wil hê ons moet hier wees. Nou is die tyd om standvastig te wees. Hier was net vir my 'n mooi prentjie van Moses, Aaron, wat sy hande in die lug gehou. In die oomblik as hulle sy hande gaan sak, verloor hulle die woord. En ek wil jou vra vanmôre, ons gaan stil met mekaar, ons bid vir mekaar, want die oomblik as ons hande val, dan verloor ons. En nou wil ek jou vra dat ons in hierdie tyd standvastig sal wees. Ek wil 'n gedeelte lees wat Paulus vir ons skryf daar in 1 Korintiërs 15 vers 58 en julle kan dit saam met my lees op die skerm, jou aantekening maak. En hy sê, daarom, my geliefde broeders, wees standvastig, onbeweeglik, altyd oorvloedig in die werk van die Here, omdat julle weet dat julle arbeid in die Here nie te vergeefs is. Daarom, my broeders, my geliefde broeders, wees standvastig, onbeweeglik, altyd oorvloedig in die werk van die Here, omdat julle weet dat julle arbeid in die Here nie te vergeefs is nie. Kan ek jou vanmôre sê, dis nie wat ek kan doen vir God nie, maar dit is wat God deur my kan doen. Amen. Wat tel? Dis nie wat ek kan doen vir God nie, maar dis wat God deur my kan doen, wat God deur my doen, wat tel. En daarom moet ek en jy vanmôre 'n gemeenskap hê in jou Here. Geliefdes, ek praat vanoggend met jou omdat ons God se aandag het. Ons het vanmôre God se aandag. Ek onthou, as ek 'n boek lees en dit raak opwindend, dan gaan ek altyd so na die einde toe om te kyk wat gebeur. En dan sien ek wat gebeur, dan gaan lees ek maar die boek weer van voor af. Of as jy baie keer ook na die TV kyk, dan wonder jy altyd die einde wat gebeur. En wanneer ek die Bybel lees, is wonderlike verhale, wanneer ek God se woord lees en ek sien hierdie krag, en ek kom na die einde toe in Openbaring 21, dan sien ek iets, dan sien ek dat ons oorwinning gaan hê deur die bloed van die lam. Amen. En dan gaan ek maar weer terug. Dis die einde, dis die boek van Openbaring wat ons sê. Hy sê dat die vyand in die poel van vuur gewerp kan word, en ons het oorwin deur die bloed van die lam. Jesus het dit gedoen aan die kruis vir ons. Deur vergifnis van sonde en tot ons redding. Kerk, ek wil jou vra vanmôre, dit is tyd dat ons streng terugvat met mag en krag om die vyand te oorwin in die naam van Jesus Christus, die naam bo elke naam. Luister nou Limits Gesinskerkfamilie. As jy sonder standvastige, onwrikbare geloof staan, dan word jy die prooi van omstandighede. Kan ek dit weer vir jou sê vanmôre? As jy sonder standvastige en onwrikbare geloof staan, dan word jy die prooi van omstandighede. En omstandighede in vandag se tyd, kyk 'n bietjie om jou, het vir baie mense die sport geword vir die duiwel. Ek kom vanmôre in die naam van Jesus Christus. Ek wil vir jou sê, die duiwel het genoeg die kinders van die Here rondgeskop. Weet jy wat, ek wil vir jou sê, ek is sommer 'n duiwel in vir die duiwel. Amen. Yes. Halleluja. Ons moet vanmôre stand neem, ons moet mag neem teen die vyand. Kan jy dit 'n bietjie sê vir die een langs jou? Ons moet mag en ons moet stand en mag neem teen die vyand. Sê dit vir jouself. Dink dit vir jouself oor jou omstandighede. In tye van twyfel
krisis of verandering, word ons geloof getoets. Daarom skryf Paulus vir ons uit hierdie brief uit. Hy sê dat ons standvastig moet bly. Is maklik om te glo as alles goed gaan. Is baie maklik. Maar weet jy wanneer kom die toets van geloof? Wanneer die storms opsteek. En hoe baie kinders van die Here in hulle omstandighede sê vir my, of hulle vra vir my, hoekom toets die Here my? Hoekom gaan ek deur hierdie moeilike goed? Wat gebeur? Waar is die Here? Ek sê weer, dit is baie maklik as dit goed gaan, om standvastig te bly in die geloof. Maar wanneer die storms opsteek, dis wanneer ek en jy standvastig moet wees. Onbeweeglik. Kerk, ek wil jou vra vanmôre, gaan dit met jou goed? Gaan dit met jou goed? As jy dalk vanmôre so 'n bietjie op moed verloor is 'n vlakte, as gevolg van omstandighede. God roep ons om nie wankelrig te wees nie, maar standvastig en onwrikbaar, gegrond op die woord van sy beloftes. Wanneer laas het jy die Here herinner aan sy beloftes? Wanneer laas? Kan ek gou vir jou iets sê? 'n Standvastige geloof rus op die woord van God. En as jy sê ek het 'n standvastige geloof, dan wil ek vir jou vra, wanneer laas het jy die Here herinner aan sy beloftes, wat hy vir my en vir jou gee? Ek het nou net een genoem. Wanneer ons kyk in die boek van Openbaring, dan sien ons gaan oorwin. Is jy deel van die oorwinning? Matteus 7 vers 24, lees hom saam met my. Elke een dan, wat hierdie woorde van my hoor, en daarna doen, sal vergelyk kan word met 'n verstandige man, wat sy huis op die rots gebou het. Geloof is vanmôre nie net emosie nie. Dis 'n vaste oortuiging. Is 'n vaste oortuiging. Wanneer jou geloof op die rots, wie is die rots? Jesus. Gebou is, sal jy elke storm wat jou pad langs kom vernietig. Ja, baie kere dan bring die storms jou op jou knieë. Dit dryf jou op jou knieë. Maar weet jy wat? Jy staan op, want jy jou storm oorwin, want jou geloof is gebou op die woord van die rots, Jesus Christus. Die woord is jou fondament. Is jou fondament. 'n Onwrikbare geloof, vertrou God. Vertrou God. Selfs sonder antwoorde. Wanneer jy nie antwoorde het, selfs in jou omstandighede, wanneer jy nie antwoorde het nie, dan sê die boek in Habakuk 3 vers 17-18, jy lees dit hier saam met my. Hy sê, al sou die vrye boom nie bot nie, nogtans sal ek in die Here jubel. Al het jy vanmôre nie antwoorde nie, nogtans sal ek in die Here jubel. Al is ek vanmôre 'n bietjie down, soos hulle sal sê, ek is vanmôre 'n bietjie sonder geloof, 'n klein bietjie sonder geloof, ek is op moedverlore se vlakte, nogtans sal ek in die Here jubel. Die Here my God, gee vir my krag. Hy maak my voete soos die van 'n ribbok. Op hoë berge. Amen. Dankie Kasper. O, Here, die Here is goed. Weet jy wat sê ware geloof? Kan ek jou vanmôre iets leer? Selfs al sien ek nie die uitkoms nie. Selfs al wonder ek vanmôre hoe gaan die uitkoms wees. Nogtans sal ek in die Here jubel. Dis ware geloof. Geloof vanmôre word nie gemeet aan hoeveel ek verstaan. Hoor baie mooi. Baie mense dink dit gaan oor dit word gemeet aan hoeveel ek verstaan. Nee. Weet jy waaroor gaan dit? Dit gaan vanmôre oor aan hoeveel ek vertrou. Amen. Hoeveel vertrou jy? Hoeveel vertrou jy? Onwrikbare geloof kyk na God, nie na omstandighede nie.
Hoor wat sê die boek in Hebreërs 10 vers 23, ek gaan dit net vir jou lees. Hy sê, laat ons die belydenis van ons hoop onwankelbaar vashou. Want hy wat dit beloof het, is getrou. Weer 'n belofte. Hoor wat sê hy? Laat ons die belydenis van ons hoop onwankelbaar vashou. Wie is jou hoop vanmôre? Hy het 'n naam, Jesus Christus. Hy het 'n naam. Want hy wat dit beloof het, is getrou. Geliefdes, om standvastig en onwrikbaar te wees, beteken nie jy gaan, of jy twyfel nooit nie. Dit beteken nie dat jy nooit gaan twyfel nie. Weet jy wat beteken? Dit beteken dat ek nie opgee vanmôre nie. Selfs wanneer jy twyfel. Ek sê dit baie kere, kom aan, jy kan nie opgee vanmôre nie. Jy kan nie twyfel nie. Weet jy wat, al twyfel ek vanmôre, gaan ek nie opgee nie, want ek weet, ek bou op die woord van God en sy beloftes. En sy beloftes kom en dan sê hy, ek sal jou nooit begewe en ek sal jou nooit verlaat. Nooit. Dis nie jou krag nie, maar God se krag in jou wat jou laat staan. Is ek reg geraak? Dis God se krag in jou wat jou laat staan. Dis nie jou krag nie. Weet jy wat sê die woord? Hy sê 'n mens oorwin nie in eie krag. Deur die krag van die Here. Hierdie boek Efesiërs is vir my mooi, Efesiërs 6:13, in hierdie tyd sê hy dit vir ons. Staan dan vas, omgrond jou met die waarheid. Die waarheid sal jou vry maak. Ek wil vanmôre vir jou iets sê. Jy kan nie meer toelaat dat die kerk van God en Gods manne val nie. Dit is so maklik om te praat teen die kerk en van die kerk en van Gods manne. Maar weet jy wat, dis bietjie tyd dat ek en jy moet begin opstaan vir die kerk en vir sy Gods manne. Wanneer laas het jy gebid vir die kerk? Ek het nie van vanmôre se musiek gehou nie. Ek het nie gehou van wat die pastoor gesê het nie. Dit was te warm, dit was te dam. Jy's 'n prooi van die omstandighede van die vyand, want hy het jou gedagtes oorwin. Halleluja. Hoor gou mooi. Die man, die vrou, die kerk van geloof wag nie vir gunstige omstandighede nie. Jy skep omstandighede. Jy skep omstandighede. Jy skep gunstige omstandighede. Jy wag nie. Kan ek vanmôre vir jou sê, jy wag nie. Dis bietjie tyd dat jy siele wen. Dis tyd dat jy in die oesland ingaan. Die oes is groot en die arbeiders is min. Amen. Halleluja. Hoor mooi vanoggend. Jy kan in watter omstandighede wees, geliefde. Ek weet vanmôre en ek kan getuig daarvan. Daar sal altyd 'n pad van uitkoms wees vir jou. Altyd. Uit die woord van die Here, en ek wil gou vir jou vra om saam met my te blaai na 2 Konings toe. 'n Pragtige boek. En ek wil hê jy moet dit 'n bietjie gaan lees in 2 Konings 13. As jy daar is, sê gou amen, maar jy moet saam met my blaai. 2 Konings is net voor 1 Konings. OK. So as jy 1 Koning kry, dan kry jy 2 Konings. Jy gaan dit daar kry, hoofstuk 13. Uit die onfeilbare woord van die Here gaan ons hierdie gedeelte gou saam lees. Dis pragtig, net so 'n paar enkele verse. Ek gaan gou vir jou vertel, dis die dood van Elisa, die profeet Elisa. En dit is 'n pragtige gedeelte. En op die siekbed van Elisa sê die woord, Elisa was siek gewees. En hy het koning Joas laat kom na hom toe. Hy het hom laat kom na hom toe, hy het vir hom gesê, kom bid vir my, kom dat ek gou vir jou iets sê. Hoor wat sê hy vir ons daar in vers 17. Of kom ons lees vanaf vers 14 af saam. En toe Elisa siek was, aan die siekte waaraan hy sou sterwe, het Joas die koning van Israel afgekom na hom toe en geween en gesê, my vader, waar van Israel en sy ruiters? Daarop sê Elisa vir hom, hoor gou mooi. Hy sê, neem 'n boog en pyle. En hy het vir hom 'n boog en pyle geneem. En hy sê vir die koning van Israel,
sit jou hand aan die boog, en hy het sy hand aan die boog, of het sy hand aan die boog gesit, en Elisa het sy hande op die hande van die koning gelê. En verder sê hy vir hom, hoor wat sê vers 17, hierdie is die kragvers, maak oop die vensters na die ooste toe, en hy het dit oopgemaak, en Elisa het vir hom gesê, skiet, en hy het geskiet, na oorwinning. Weet jy, ek gaan vanmôre vir jou sê, kerk is baie keer nodig dat jy 'n bietjie jou vensters na die ooste toe oopmaak, want dit is waar die nuwe dag aanbreek, die nuwe dag, dis waar die geregtigheid van God skyn, elke dag. Maak jou vensters oop na die ooste toe. Jy sien, en dan ervaar ek en jy die son van geregtigheid, en begin te skiet jou pyle na oorwinning. Kan ons gou van vers 18 af lees, hoor wat sê hy daar, en verder sê hy, neem die pyle, en hy het dit geneem, toe sê hy vir die koning van Israel, slaan dit teen die grond, en hy 3 maal geslaan, en opgehou. Daarop word die man van God baie kwaad vir hom, en sê, jy moes 5 of 6 maal geslaan het, dan sou jy die Arameërs volkome verslaan het, maar nou sal jy die Arameërs 3 maal verslaan. Kom ons kyk gou 'n bietjie vanmôre. Ek wil vanmôre verklaar, Here, ek wil vandag vir Nou Limits Gesinskerk sê, ons gaan die evangelie geloof met gebed en vasting en die prediking van die woord gaan ons oorwinning kry, want hierdie kerk gaan nie net 1, 2 maal of 3 maal slaan nie. Nee, ons gaan die hande op siekes lê, ons gaan die duiwels uitdryf. Ons gaan 4, 5, 6 maal slaan tot ons oorwinning kry. Ek wil hê jy moet nooit ophou slaan. Jy moet slaan vanmôre. Lees gou saam met my. Ek wil hê jy moet kyk ter wille van die tyd, maar dit gaan nie daaroor nie. Romeine 12. Blaai gou saam met my na Romeine 12 toe. Geloof word gevoed met die geloof deur die woord. Dit is wat dit is. As jy die woord van God nie lees nie, gaan jy sukkel om geloof te kry. Jy gaan die geloof nie kry nie, jy gaan sukkel om die geloof te kry. Romeine 12. Ek wil vir jou die heading, die tema of die opskrif lees. Toewyding aan God, ootmoed en getrouheid in die gebruik van sy gawes. Hy sê, ek vermaan julle dan broeders by die ontferming van God, dat julle julle liggame stel as 'n lewendige, heilige en aan God welgevallige offer. Hoor wat sê hy? Hy sê, dit is julle redelike godsdiens. Julle redelike godsdiens. En word nie aan hierdie wêreld gelykvormig nie, maar word verander deur die vernuwing van julle gemoed, sodat julle kan beproef wat die goeie en die welgevallige volmaakte wil van God is. Want deur die genade wat aan my gegee is, sê ek vir elke een onder julle, dat hy nie aan hom self meer moet dink as wat 'n mens behoort te dink nie, maar dat hy daaraan moet dink om besadig te wees na maat van die geloof, soos God dat aan elke een toebedeel het. Jy sien, wat het die skepping van God laat gebeur as ons kyk na die woord? Wie kan vir my sê? Wat het die skepping laat gebeur wanneer ons kyk na die woord van God? 2 dinge. Wat gaan die oorwinning in jou lewe laat gebeur? Hoor gou. Sy gees en sy woord. Dit is wat die skepping laat gebeur. En ek en jy as mens moet heers oor die aarde, oor die diere, onder mekaar, saam met mekaar. Ons moet heers oor die omstandighede van die vyand. Ons moet heers oor die kerk, Gods manne, Gods vroue, wat in die geloof staan. Dis sy gees en woord wat die werk van Nou Limits gaan laat gebeur en wat 'n omkeer gaan maak. Geloof is nie 'n kans wat jy vat nie. Jy weet jy het dit. Kind van die Here, jy weet jy het dit. Die trefkrag wat geloof doen, is om die vrees uit jou hart uit te vat.
Op Pinksterdag het hulle dronk geword van die Gees. Daar in jou binnekamer in jou huis, as jy alleen is en jy sit jou musiek aan. Hierdie dans voor die Here, dit was so vinnig, ek is eintlik ontfiks, ek het saam gesing, maar ek het geblaas. Maar weet jy, ek wil hê jy moet weet, wanneer ons dronk word onder die Gees van die Here, dan is dit eintlik lekker. Baie mense sê, nee, ek kry sulke hoendervleiskoomlike. Weet jy wat is, wanneer die salwing oor die Here, van die Here oor jou kom, dis wanneer ek en jy in die vastige geloof onwrikbaar is, niks kan ons beweeg nie, want ons is gebou op die woord van God. Hoor wat sê hy, toewyding aan God, ootmoed, getrouheid, in die gebruik van sy gawes. Hoe God se Gees nie al in hierdie kerk gewerk het nie. Hoe God se Gees nie al gewerk het in jou lewe. Kan ek gou vir jou iets sê? Hoor wat sê Paulus, hy kom eintlik aan, sê hy vir ons iets. Ek wil hê 'n mens moet besef, ek het nou seker gepreek, nou gaan dit klink of ek teen godsmanne praat, maar ek veralgemeen maar net, want dit is maar baie keer waaroor dit gaan. Gaan doen 'n bietjie ondersoek. Ek dink die tyd van sterrewees op die kansel is verby. Kan ek dit weer sê? Ek dink die tyd van sterrewees op die kansel is verby. Luister pastoor, ek wil hê jy moet bietjie hoor, dit is tyd om van die kansel af te klim. Want daar is net plek vir een ster. En die woord van God sê, dis die blinkmôre ster. Amen. Is dit nie so nie? Môre is ek nie hier nie, maar die pastoor, dan gaan die kerk aan. Daar is nie weer plek vir sterre nie, maar daar is net een plek vir die een ster, die blinkmôre ster. Die woord van die Here staan vas, gemeente, glo jy dit vanmôre? Jesus het opgestaan. Hy leef. Die woord sê ons gaan opgewek word. Ons gaan die Here tegemoet in die lig. En so sal ons altyd by die Here wees. Deur jou geloof, jou standvastigheid, gaan jy vir ewig by die Here wees. Amen. Here, dankie dat ek vanmôre kan weet. Nou is die tyd om standvastig te wees. Ek spreek van Jesus Christus. 'n tyd van omstandighede waar die vyand gekom het. Here, verklaar ek vanmôre deur die geloof en standvastigheid. Ons is 'n gemeente wat gebou is op die rots, die kerk. Ek glo vanmôre, Here, dat U nog steeds wonderwerke kan doen, dat U nog steeds lewens kan verander, dat U nog steeds kan genees. Here, dankie vanmôre, Here. Ons wil nie net aanbid vanmôre, daar waar jy is, wil jy nie net 'n bietjie jou hand opsteek nie, man. Luister, ek weet, ek steek my hande op en ek is staan. Weet jy, ek wil vanmôre vir jou sê, dis bietjie tyd, steek jou hande op, dat jy kan voel wat dit beteken om jou hand daar te hê. Want die oomblikke as jy begin sak, dan verloor jy. Dan beword jy jou prooi van die omstandighede. Begin 'n bietjie die vyand te oorwin vanmôre. Spreek oorwinning in jou lewe. Gryp dit aan, omgord jou met die volle wapenrusting van die Here. Kan ek vir jou vra om vanmôre net 'n bietjie omstandighede voor die Here te noem, deur geloof. Ek wil jy moet iets hoor vanmôre. Moet dit nie net noem en as jy uitstap, dan word jy weer 'n prooi nie. Ek gaan dit nou herhaaldelik sê vanmôre. Of jy voel jy's 'n prooi nie. As jy uitstap vanmôre, moet jy weet, ek sê hierdie dinge, ek praat met jou vanmôre oor hierdie goed, want die Here is hier. Amen. God is hier. Hy wil jou hoor vanmôre. Laat Efesiërs 6:13 'n bietjie 'n werklikheid in jou lewe word. Staan dan vas, omgord jou met die waarheid. Omgord jou met die waarheid. Jy vat nie vanmôre 'n kans op die geloof nie, ek sê dit weer. Here, ons vat nie 'n kans op die geloof nie, ons weet ons het geloof. Ons weet ons het geloof. David kom in Psalm 121, wat 'n mooi psalm. Hy staan en sê, ek slaan my oë op na die berge. En soos ons hier vanmôre, Here, ons slaan ons oë op voor ons berg.
'n berg wat jy dalk voel jy kan nie skuif nie. En jy roep saam met Dawid uit, waar sal my hulp vandaan kom? Maar dis wanneer jy die geloof aanneem en jy weet jy die geloof en jy sê saam met Dawid, my hulp is van die Here wat hemel en aarde gemaak het, wat nooit kan vaar die werke van sy hand. Nooit. Dis my geloof vanmôre. Ek sien die uitkoms. Ek sien die oorwinning. Ek blaai na die boek van Openbaring toe en ek sien daar's oorwinning. Daar's oorwinning. Dankie, my Here. Dankie vir die salwing in ons lewe. Ek vertrou vanmôre hier's mense wat sê ek gaan vandag 'n verandering in my lewe maak. Ek skryf hierdie dag neer 2 November 2025. Dis 'n dag wanneer die Here met my gepraat het. Dis 'n dag wanneer ek hierdie woord vat en ek skryf dit neer. Nou is die tyd om standvastig te wees. Om nie meer te twyfel nie. Om beweeg te word deur die Gees en die woord van die Here. As jy een van daardie mense is, kerk, en ek wil eintlik hê die hele kerk moet staan, dan moet jy staan vanmôre. Staan saam met my en ons bely dit vanmôre. Ons gaan deur sy Gees en deur sy woord beweeg word. Deur sy Gees en woord verklaar ons vanmôre